Die gewone is ook God se teenwoordigheid. Besef jy dat selfs die eenvoudigste taak 'n heilige oomblik kan word wanneer jy dit vanuit God se perspektief hanteer? Ons lees in Efesiërs 6 vers 7: Al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie. Nou Paulus skryf hierdie woorde in 'n konteks van ongelykheid, maar hy vertel eintlik hier vir ons van 'n baie diep beginsel. En dis die beginsel dat wanneer ons werk, al is dit slawewerk, en ons doen dit soos vir God, dan word ons werk 'n groter en veral belangriker iets in God se ritme. Jou eenvoudige en gewone taak kan ook God se teenwoordigheid beleef. Dit laat my dink aan broeder Lawrence, die sogenaamde naam wat vir hom gegee is, die 17de eeuse monnik, wat homself the Lord of all pots and pans genoem het. En hy het geglo dat God net so teenwoordig is wanneer jy skottelgoed was, as wanneer jy bid in 'n kapel. So vir hom was skottelgoed was nie 'n las nie, dit was vir hom 'n heilige ontmoeting met God. Dis 'n plek waar sy hart en God se hart saam by mekaar uitkom. En sy lewe wys dat geen taak te klein kan wees om God se teenwoordigheid te beleef en gevul te wees met God se teenwoordigheid nie. Ons week se tema oor om die lewe se eise te harmoniseer herinner ons dat werk en lewe kan saam ineenvloei. So jou roetine, jou kreatiwiteit, jou roeping, jou verhoudings, alles kan mekaar aanvul wanneer Christus in die sentrum daarvan is. So kan 'n eenvoudige huishoudelike taak 'n ruimte word vir kreatiewe uitdrukking en ook vir innerlike groei. Greenhouse en Paul herinner dat kreatiwiteit in die huis kan jou fokus in die werk versterk en jou werk kan weer nuwe idees ontsluit vir jou stokperdjies. So, wat jy ook al doen, as jy dit vir die Here doen, juis kreatief doen, dan kyk jy anders daarna, dan bring jy God in daardie ruimte in en jy verheerlik vir God daardeur. So dink 'n oomblik, wat is die eenvoudigste taak wat jy kan doen? Maar dan doen jy dit vir God en beleef hoe jy geïnspireer is. Leef geïnspireerd.